aan Jan met die opdragte wat hy identifiseer het. Dankie, Dave. Dankie, Jaco. Die ad hoc groep is in 2008 gestig met die eerste onteieningswet. En ons het sukses behaal, die wetgewing is teruggetrek. En ons stry sedertdien teen die ANC se pogings om onteiening sonder vergoeding te bewerkstellig. Maar nou het die probleem tot 'n spits gekom. Ons glo dat die gevaar van onteiening sonder vergoeding nooit so krities was nie. En dit is die rede vir hierdie konferensie. En ek dink ons het interessante, eintlik essensiële insette gekry van talle sprekers oor die probleem wat ons nou in die gesig staar. André Duvenhage het soos altyd 'n uitstekende uiteensitting gegee van die onderliggende probleem van die nasionale demokratiese revolusie. Die ANC het geen geheim gemaak van hulle planne nie. Dit is alles in hulle strategie en taktiek dokumente. In 2012 het president Zuma sy planne uiteengesit ten opsigte van radikale ekonomiese transformasie. En hy het dit soos volg gedefinieer: a fundamental change in the structure, systems, institutions, and patterns of ownership, management, and control of the economy in favor of all South Africans, especially the poor, the majority of whom are Africans and friends. En hy kon daarbij ingesluit het in ons groep in die beheer van die ANC. So, daar was geen geheim oor die bedoelings. En daardie doel kan nie bereik word sonder onteiening, sonder vergoeding nie. And then Hans-Juri Moelman gave us an excellent description of the very complex legislation that has arisen as a result of land tenure and land reform. And this is very important because this will be an essential battlefield in the struggle that lies ahead. We'll have to be able to maneuver through the legal complexities in order to protect our position. William Gumede stressed the importance of giving property rights to all land occupiers. The secret for economic growth, the secret for prosperity lies in ownership, and that doesn't exist in the large areas of South Africa which are still under traditional land ownership systems. He also gave us a great insight into the failed land reform exercises in Algeria, Tanzania, and Zimbabwe. And it is incredible that the ANC hasn't learned from these. Piet Leroux het ons 'n goeie uiteensitting gegee van die uitdagings wat die privaat sektor in die gesig staar. En hy het die punt gemaak dat transformasie alle Suid-Afrikaners skade aandoen. En dit is trouwens 'n existentiële bedreiging. It is an existential threat. Ons het interessante inset ontvang van Josh Musevi oor die Amerikaanse siening van al hierdie verwikkelinge, en ek dink dit is 'n belangrike feit dat die grootste demokrasie ter wêreld nou belangstel in die problematiek wat ons vandag bespreek. Willie Oukamp het die DA se siening gegee van al hierdie sake. Hy het
beklemtoon, hy die sentraliteit van eiendomsregte beklemtoon en hy het 'n baie interessante insig gegee in die DA se hofsaak tussen die onteieningswet en die feit dat daar 'n redelike goeie kans bestaan dat dit in die howe beveg sal word. Corné Mulder het ons aangeraai om geen aandag te gee aan die uitlatings van ons eerbare president. En ek dink dit is 'n baie goeie raad, want president Ramaphosa het lank al kontak verloor met enige werklikheid wat in die land aangaan. Dit is asof hy elders in die ruimte beweeg. En hy praat van 'n land wat eintlik nie bestaan nie. Maar so ek dink dit was baie goeie raad. En weer eens die belangrikheid van die nuwe Amerikaanse belangstelling in hierdie situasie en die onderliggende belangrikheid om die ANC eintlik te beveg en eintlik te ontsetel. Phumlani Majosi het weer eens die belangrikheid van eiendomsreg bespreek vir alle Suid-Afrikaners en ook vir sy eie gesin. Hoe vir sy gesin eiendomsreg 'n belangrike aspek was. But what it comes down to in the end, if you look at this, it reminds me of what the famous French diplomat, Prince Maurice Talleyrand, said about the Bourbons, the Bourbon dynasty, after they returned to power in 1815. He said, they forgot nothing and they learned nothing. En dit is presies die situasie van die ANC. Hulle hele standpunt is gesetel in wat hulle die national grievance noem. The national grievance arising from colonialism and apartheid. En hulle het niks geleer nie. Hulle het niks geleer uit die mislukking van kommunisme nie. Hulle het niks geleer oor die negatiewe implikasies van onbillike rasse diskriminasie nie. Hulle het niks geleer oor van die voorbeelde van die mislukte voorbeelde van grondhervorming elders in Afrika. En ek dink dit is baie duidelik uit alles wat vandag gesê is. Hulle boer maar voort op die verkeerde pad. En ek dink as ons dan 'n bietjie kyk na die voorstelle wat gemaak is deur verskeie sprekers, kom dit hierop neer. We must fight expropriation without compensation in Parliament. We must continue to do that. We must fight it in the GNU. We must, above all, fight it at the polls in elections. We must fight it in our churches. We must fight it in the courts. And we hope that one day it will be fought in the boardrooms of companies, businesses, because they're not part of the fight yet. En as ons hierdie veg op die regte wyse bestuur, is ek oortuig dat oor nog 15 jaar sal die ad hoc komitee hier wees en sal nog altyd die idee van onteiening sonder vergoeding beveg. Dankie.